Hallo daar. Welkom met ons reis met Johannes. Ons is by die oomblik, die grootste oomblik in die geskiedenis. Die oomblik toe Jesus die laaste prys volledig betaal, die volledige prys, die offer te bring vir jou en vir my. As jy vandag by ons inskakel, ons sê altyd vir nuwe mense welkom en hiermee ook vir jou, baie baie welkom. Daar skakel jy nou eers in en ons is al klaar met hierdie reis, ons is al klaar weer aanbeweeg, soos wat die tyd mos maar verloop. Bid ek steeds dat hierdie oomblik, as jy nou hier ingeskakel het, vir jou en jou persoon met jou reis ook van besondere waarde sal wees. As jy nog nie weet nie, die vorige notas is beskikbaar en ek deel dit graag vir jou om ook te deel. As jy saam met ons gestap het tot op hede, dan glo ek jou hart is warm, maar jou hart is broos, want die oomblik is so. Dis daardie Vrydagmiddag, ons is vanaf 12 uur tot 3 uur nou in daai tydspan waar Jesus aan die kruis is, hy's gekruisig. Hy het al vir Johannes gesê, daar is jou ma, vir Maria gesê, daar is jou seun, hy het 'n nuwe familie geskep, hy het onmiddellik aan die kruis dadelik gefokus op die versorging weer eens van hom as oudste seun van sy ma, maar ons het ook gesien dat die naam bo alle name, bo Jesus staan aan die kruis. Daarom is die Jode so kwaad, want wat hulle lees in die Hebreëus is niks anders nie as Yeshua Ansaret van Melech HaYehudahim, JHWH. Daar is geen ander naam soos sy nie. So kom ons bid en ons herken dit vandag en dan vra ons vir hom om soos altyd net die woord, hierdie groot oomblik ook groots in ons harte laat gebeur. Here, dankie vir hierdie oomblik. Ons woorde is min, ons harte is vol verwondering, maar op 'n manier ook vol seer, want die onregverdigheid en die wreedheid, en dit werk met ons, dit is seer om daaraan te dink, en dit is tog so wonderlik om te dink oor die liefde wat daar agter is, die liefde wat gemaak het dat hy gekom het, vasbeslote tot op hierdie oomblik. Asseblief, Here Jesus, kom help ons vandag. Kom help ons om in u oë vas te kyk. Kom help ons om u woorde te hoor, terwyl ons in die oë vaskyk van hom wat gewond is, geslaan is, verskriklik aangerand is, hom wat ontbloot voor ons is, wat alles gee sodat die skaamte weggevat kan word. Help ons asseblief om ook ons eie ontblote self te bring na hierdie oomblik toe, Here, want dis die plek waar ons genade op genade kan ontvang, waar U die skaamte herstel, want U wat die prys betaal het, is die Here wat ook ons gewonde harte kom genees, om ons gewonde self in terme van die sonde, om dit volledig te kom herstel, om die verhouding te kom herstel. So kom doen dit asseblief vandag in Jesus se naam. Amen. Johannes 19 vers 28, hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is, en die Griekse woord daar, volbring, wat Johannes hier gebruik, is nie pleroo wat op ander plekke gebruik word nie, maar die woord tetelestai. Tetelestai, of sommige sou dit uitspreek as tetelestai, maar tetelestai is die Griekse woord wat gebruik word, wanneer jy iemand se skuld sou afbetaal. En dan sou die woord wees, tetelestai, dis volbring, die prys is betaal. Dis ook wat gebruik word wanneer 'n slaaf vrygekoop word. Tetelestai, die prys is betaal. Dit is klaar, dit is afgehandel. So met die wete dat alles klaar volbring is, so die prys is betaal, en sodat die skrif vervul kan word, het Jesus gesê, ek is dors. Nou die woord ek is dors kom uit Psalm 69, jy kan daar vers 22 gaan lees, en Johannes onthou die woorde van Psalm, wanneer Jesus dit sê, van Psalm 69, en Jesus kom sê daardeur, ek is dors. Hoe ironies, die Here, wat sê ek is die lewende water, elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat na my toe kom, sal ek lewende water gee, het gaan 'n fontein in jou skep, wat gaan opborrel en oorborrel. Die laaste uitnodiging van die Bybel in Openbaring 22 is, kom almal wat dors het, kom kry water verniet, die water van die lewe. En tog hier, in ons plek, word Jesus, die een wat dors het. Hy is ontwater, die bloed het uit hom uitgevloei, so sy liggaam hinker na vog, en hy sê, ek is dors.
Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Nou hierdie woord suurwyn, sommige sou dit beskryf as asyn, is 'n baie verdunde, bitter, goedkoop weggooi wyn as dit ware, wat die slawe en die soldate gedrink het. So jy moet jouself indink hierdie makabre situasie, nê? Hierdie manne wat Jesus so wreed aangerand het en so gedeel het in die bespotting van Christus, is nou hier om hom met die kruis. Ek wil hulle het wreed nou opgetree en natuurlik saam met dit die kan wat daar sou wees en waarvan hulle sou kon drink. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Dit wys vir jou en my dat Jesus nie op 'n oogafstand, op 'n ooghoogte van die ander was nie, maar dat hy verhewe was. Daarom die hisoptakkie na bo. Maar onthou jy die hisoptakkie waarna dit sou kon verwys? Jy's reg, uit Exodus uit, nê? Onthou jy die aand voordat die doodsenkel of toe die doodsengel sou kom en die paaslammetjies natuurlik geoffer sou word en die bloed daarvan teen die deurkusyne met 'n hisoptakkie gesmeer sou word. Sodat wanneer die doodsengel verby sou kom, hy die oudste seuns van Israel sou uitlos, maar die oudste seuns van Egipte sou tref, uiteindelik die oudste seun van die Farao sou tref. Hier, aan die kruis, met 'n hisoptakkie, sien ons hoe die bloed van die paaslam op die deurkusyne van die heelal gesmeer word. Hoe hy sy lewe gee vir verlossing, sodat die doodsengel voortaan sou oorbeweeg. En gelowig is nie die dood in die hoë sou staar nie, maar die ewige heerlikheid, want dis die ewige lewe, om God te ken, en Jesus wat deur hom gestuur is, om vir altyd by hom te wees. So Jesus word die suurwyn aangegee. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, tetelestai, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Onthou jy die woorde? Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dit wys vir jou en my vanuit die Johannes Evangelie, tot reg aan die einde, tot in die laaste oomblik, is Jesus aktief besig. Gee hy aktief oor. Die enigste een aan wie Jesus oorgee, is aan sy Vader. In u hande gee ek my gees oor. Daar kom 'n oomblik van oorgawe. En Jesus lei dit. En hy wat die asem in mense ingeblaas het, wat geskep het, blaas nou sy laaste asem uit. In die hande in van hom wat lewe gee. Hy wat die lewende water is, gaan tot op 'n plek waar hy sê ek is dors, sodat nuwe lewe sou kon kom. Dit is klaar, die prys vir die vryspraak is betaal. Jesus die redder het sy lewe afgelê, soos Johannes 10 vers 18 gesê het. Dit was Vrydag, die dag voor die Paasmaaltyd, die dag voor die Sabbat, so 'n dubbele fees wat voorlê. En die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want die Sabbatdag was 'n groot dag. Nou dit kom uit Deuteronomium 21, jy kan gaan lees vers 22 tot 25, wat sê dat niks in die omgewing moet onrein wees nie. So 'n liggaam aan 'n kruis sou vir hulle onrein wees, dit sou 'n effek hê op die stad en die offers wat gebring word, en ons het tot op hede mos gesien hoe die skynheilige fariseërs hulle sogenaamd rein hou, nê, en dit graag so sou wou handhaaf. As dit so naby aan die Sabbat was. En daar word gesê dat op 3 uur daai Vrydagmiddag, wanneer die laaste lammetjie geoffer word by die tempel, sou die hoëpriester in die Griek sê, tetelestai. Dit is volbring, die prys is betaal. Op daardie oomblik is dit Jesus wat sy asem uitblaas, sodat daar vir altyd die prys betaal sou word, wat die volledige offer bring, die voorhangsels keer, alles is voortaan anders, nie waar nie? Nou, op daai oomblik sê wil die Jode hê dat oor hierdie onreinheid moet in hulle oë wat onrein was, hierdie misdadigers moet van die kruise afkom, want ons wil gaan Paasmaaltyd hou. So hulle is op Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Nou die rede hiervoor was, jy het aan jou hande en jou bene gehang, daar was 'n bankie waarop jy so half en half, 'n plek waarop jy so 'n bietjie kon terugsit, maar as jy wou asemhaal, sou jy jouself moes optel. Elke keer as Jesus ook dit moes doen, as hy gespraat het, sou hy homself optrek, maar hy sou sy voete teen die hout gedruk het. Maar hoor nou mooi wat hier gebeur. As hulle jou bene breek, het jy geen gewig meer om jouself mee op te trek nie. Dan hang jy
en dan versmoor jy. So die bedoeling was hiermee om die dood vinniger te bring. En die wreedheid van die pyn sou die laaste oomblik wees. Want mense wat nie so wreed aangerand was nie, sou vir dae aan 'n kruis kon hang, vir dae hulle self kon optel, en uiteindelik hulle laaste asem uitblaas met al die wrede gedagtes wat jy jouself kan indink daarmee saam, aasvoëls, dies meer, al die wreedheid daarvan, nê? Die Jode wil hierdie liggame van die kruis af hê. En dit is belangrik om hierdie te sien, want daar's nog 'n dieper betekenis. Weer eens God se hand hierin. Kyk wat gebeur. Toe die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek, een kant van Jesus, en ook die tweede een wat saam met Jesus gekruisig was. So mooi dat hulle van buite af na binne toe werk, want die fokus is op Christus, nie waar nie? Hoekom sê ek dis mooi? Want die fokus bly altyd op Jesus. Toe hulle egter by Jesus kom, sien hulle dat hy klaar dood is, en hulle het nie sy bene gebreek nie. Op Psalm 34 vers 21 is 'n bevestiging hiervan. Onthou dat die paaslam se bene, en daar mag geen gebrek wees aan 'n paaslam nie. 'n Paaslam word volledig geoffer. Jesus, die volledige paaslam, is sonder gebreekte bene. Is hy het hy die offer gebring? Het hy die prys gegee? Is hy oorgegee? Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en daar het bloed en water uitgeloop. Nou hierdie spies was maar 'n lang paal gewees, nê, met 'n skerp punt, en was dit om Jesus te wond of net te toets? Wel, dit lyk of Johannes, wat op 'n afstand staan en gekyk het, sou sien dat dit 'n merkwaardige wond sou wees, want die bloed het uitgespuit, maar in die bloed was daar water, wat natuurlik medies sou beteken Jesus is dood. Ons sou later sien dat Johannes in 1 Johannes sou skryf van 3 getuienisse wat daar is, wat getuienis aflê. Die gees, die water en die bloed. En daar hier iets daarvan 'n verwysing is, as getuienis dat Jesus die volledige prys betaal het. Maar daar selfs 'n dieper betekenis daarin. Want sien, Jesus wat die lewende water is, het gesê, ek sal vir jou water gee, en dit sal vir altyd vir jou wees, dit sal opborrel, en dit sal vir ewig hou, nê? In Jesus se laaste bloed was daar reeds lewe. En deur Jesus se bloed kom daar lewe. Die een wat die beker gegee het en sê, dis my bloed, is vir julle, is die een wat die lewende water gee en sê, kom en geniet die ewige lewe, die ewige heerlikheid, saam met my. In Jesus se laaste druppel bloed is daar lewe. Kyk bietjie in Johannes 5 vers 6 tot 8. Hy wat dit gesien het, hier praat Johannes nou van homself, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar, want ek was daar, né? Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle kan glo. So Jesus, wat gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe, kom sê in Johannes 11, dat hy doen hierdie dinge, sodat julle kan glo. Nou kom sê Johannes, wat ek skryf is die waarheid, my getuienis is die waarheid, maar die rede hoekom ek dit deel, is want ek wil hê julle moet glo. Wat is die bedoeling van die Johannes Evangelie? Dit, om by wyse van al hierdie getuienisse, al hierdie gebeure, al hierdie oomblikke van heerlikheid en van pyn, van verwondering en van nie verstaan nie, alles bymekaar te bring in hierdie een wonderlike waarheid. Dis neergeskryf, dis neergepen sodat jy kan glo. En as jy glo, het jy die ewige lewe. As jy glo, kan jy in verhouding wees met God die Vader, God die Seun, God die Gees. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom was gebreek nie. Weer eens Psalm 34, maar gaan kyk ook Numeri 9 of Exodus 12, vers 46. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Daai is Sagaria 12 vers 10. En dan hierdie oomblik. Hierna, nadat Jesus sy asem uitgeblaas het, die Jode gaan vra, haal asseblief die liggame van die kruis af, het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Sjoe, daar's baie betekenis hiervan. As ek en jy net gaan kyk na al die rolspelers oor hierdie Paasnaweek, gaan ek en jy sien dat niks daarvan was toevallig nie. Alles was deur Jesus vooraf
het hy dit geweet en dit het presies uitgewerk soos wat dit moes. Ons sien 'n Judas wat hom verraai. Ons sien 'n Pilatus wat daai naweek daar was wat hom kom oorlewer, nê? Wat hom kon skuldig bevind. Al het hy hom onskuldig bevind, maar kon uiteindelik kon hy hom uitlewer om gekruisig te word. Die Jode wat presies daar was, 'n Simon van Sirene wat sy kruis gedra het en nou twee baie belangrike rolspelers, Nikodemus en Josef van Arimatea, en hulle bydra in hierdie oomblik. Want sien, ons het van Nikodemus 3 keer raak gesien. Ons het hom in Johannes 3 raak geloop. Ons loop hom weer raak in Johannes 7 en nou hier doen Nikodemus en Josef van Arimatea die werk van die familie. En dit was om hulle geliefdes te begrawe. En Jesus het 'n nuwe familie kom skep, nie waar nie? Hy het dit kom vestig. Maar hier's die mooi. Nikodemus was stil tot op hede. Ons sien Josef van Arimatea was stil tot op hede. Albei van hulle was lede van die Joodse Raad. Ons sien dat die ander evangelies vir Josef beskryf as 'n ryk man. Wel, as hy na Pilatus toe kon gaan, beteken dit hy het 'n bepaalde vlak van invloed gehad. En hoe gebruik hy nie sy invloed en sy finansiële vermoëns vir die koninkryk nie? Want die graf wat hy sou kon bekom, wat daar naby was, sou presies binne ryk afstand wees op daardie dag, voordat die Sabbat sou begin. Voordat die ewige Sabbatsrus vir die mensdom sou kon aanbreek. So hy is daar, en hy gaan na Pilatus toe, en hy vra vir die liggaam van Christus. Pilatus, wat tot op hede baie bang was, wat die naam van Jesus naam bo alle name neergeskryf het, gee toe aan sy versoek. Josef het toe gegaan, en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. So Nikodemus sou hierdie 50 tot 60 kilogram se mirre en alwyn sou hy bring, waarmee 'n liggaam sou was en hom sou balsam uiteindelik, voordat hulle hom sou neerlê in hierdie graf. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geerolie behandel en in doeke toegedraai. Hierdie doeke is altyd vir my so opvallend om oor te dink. As God homself in die hande van mense gee, dan draai ons hom in doeke toe en ons sit hom in 'n krib. Ons draai hom in doeke toe en ons sit hom in 'n graf. Die doeke is so die teken van Jesus se missie, dat hy die kleed van die mens op hom neem. En in die einde is die doeke van die graf ook weer eens die bewys, hy het opgestaan. Daarom so belangrik, hierdie doeke waarin hulle hom toedraai. En soos gebruik van die Jode was, om iemand in die vir hulle begrafnis dan ook uit te lê. Maar hierdie moes vinnig gebeur, want die Sabbat was naby. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf. 'n Nuwe graf wat beteken niemand anders was voorheen daarin nie, ook niemand anders se bene was daar binne nie. 'n Nuwe graf, wat net deur 'n vermoënde man sou kon bekom word. Weer is die tuinier, as ek nou weer dink oor die simbool of die betekenis van die tuin van Genesis en God wat wou hê ons moet saam met hom wandel. Jesus wat in Johannes 15 sê, hy is die wingerd, sy vader is die tuinier. Nou net weer eens hierdie simbool, hierdie beskrywing. En is die tuinier wat die vroue sou dink daar was, toe Jesus uiteindelik na die opstanding ook sou verskyn. So daar's 'n tuin met 'n nuwe graf, waar daar nog niemand in begrawe was nie. Jesaja 53 vers 9 word vervul. Reg aan die einde, is daar weer vervulling. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat dit die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het, en die graf daar naby was. Hierdie plek was bekend vir Martha en Maria, want hulle het op 'n afstand tot op hede nog alles bygewoon, hè? Nog alles gesien. En hulle sou geweet het waar dit is, want dis waarheen hulle sou gaan, en omdat dit naby Golgotha was, beteken dit was nie 'n plek gewees wat ver af of onbekend sou wees nie. Jy sou presies kon weet waarom dit te kry. Nou vertel die ander evangelies vir ons, hierdie graf word geseël, 'n klip word voor hom ingerol, sommige reken daai klip kan tot 2 ton geweg het, hy het in 'n sloot ingeval. Nou dink net mooi, 'n gewonde Christus, 'n gekruisigde Christus, 'n Christus wat nie net al hy bloed verloor het nie, maar water wat in saam met sy bloed uitgekom het reg aan die einde, wat sy asem uitgeblaas het, wat dood kan wees, wat ingelê word in hierdie graf, met 'n klip wat van buite af geseël word. Jy het geen manier om hom van binne af te kan optel nie. Geen mens op sy eie dit kon doen nie. En daarop meer nog,
is daar 'n Joodse groep soldate wat afgevaardig word om die graf te beseël en op te pas. So daar's waarskynlik 12 soldate om die graf, hierdie geweldige klip. Dis Vrydag. Die Sabbat is hier. En die volgelinge van Jesus sou, soos hulle gebruik op daai Vrydag, huis toe gaan, om na te dink oor die Paastyd, oor die offer, oor wat alles hier gebeur het. Waarskynlik vol verwarring. Wat het nie in die laaste 3 dae gebeur in hulle lewe nie? Wat het hulle nie alles aanskou nie? Wat het nie in die laaste week gebeur, vanaf die triomfanklike intog? Hosanna, wat beteken red ons? Na hierdie oomblik, Hosanna, die Here het gered, deur te sê dit is volbring. Maar hoe stil sou hierdie volgende tyd nie wees nie? En tussen nou en wanneer ek en jy mekaar weer sien, mag dit so wees dat ons in stilte nadink oor wat hier gebeur het. Die Here, gebalsem, neergelê, deur 2 wat eers in die stilte hom gevolg het, en nou in die openbaar hulle geloof kom modelleer, deur sigbaar die weldaad te doen aan die weldoener, deur die vredevors neer te lê. Maar dis Saterdag wat kom, en daarna kom Sondag, van die stilte van nie verstaan, na die grootste oorwinning wat kom. Volgende keer praat ons daaroor. Dankie Here Jesus vir hierdie diep oomblik. Ek dink in my verbeelding na aan hoe dit moes wees toe daar die gordyn skeur, toe die voorhangsel geskeur is, toe toegang tot die allerheiligste vir altyd bewerkstellig is. Soos Hebreërs 6 sê, ons het hierdie hoop wat soos 'n lewensanker ander kant die voorhangsel heen vas is. Dit is volbring. Die volledige prys is betaal. U het Uself oorgegee in die hande van die Vader. Vader, dankie dat die hande veilig is. Dat ons onsself vandag kan oorgee in U hande. Wat ook al dit is, wat skeiding gebring het tussen ons en U. Want dit is volbring. En dat ons in hierdie stiltyd, voordat Sondag kom, juis rus kan vind ook. En die wete, dat U die Here is, wat lewe bring, wat lewe gee, en wat vandag ook by ons kom stilstaan en sê, kom drink. Kom kry lewende water, verniet. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag hierdie tyd vir jou baie, baie, baie spesiaal wees. Tot ons mekaar weer sien.